Goeiemiddag, dames. Net al die dames, né? Ek wil net vir julle vanmiddag baie welkom sê by die Vriende van Afrikaans, ATKV se streekkantoor hier in Stellenbosch. Ek is Geraldine van der Merwe en ek is die projekbestuurder by die Vriende van Afrikaans en my kollega daar agter, Sherine Krots. Sherine is die projekorganiseerder by die Vriende van Afrikaans. Nou, ek weet nie wat julle alles weet rondom die ATKV nie. Julle weet seker net almal julle ken Goudini Spa, né? Goed. So Goudini Spa is een van die ATKV se 7 vakansieoorde. Dit is die sakebeen van die ATKV en dan aan hierdie kant waar ons werk is die taal en kultuur afdeling waar ons natuurlik nou kyk na projekte in skole. So die ATKV sal in Augustus hierdie jaar 95 jaar oud wees. In 1930 het daar 12 manne besluit, hulle wil vir die lekkerte van Afrikaans 'n organisasie begin en so die ATKV ontstaan. Intussen het die ATKV gegroei, ons het omtrent so 70.000 hooflede, dis mense wat lidmaatskap betaal by die ATKV en dan is daar ongeveer so 30 kultuurprojekte wat uitgerol word elke jaar, waarvan hierdie een wat nou vandag saak maak by ons is die Boektrommelprojek wat een van die taal en kultuurprojekte is. Nou ons is baie trots oor hierdie projek omdat ons almal weet hoe belangrik dit is en waar die probleem regtig rondom lees lê. Oor die projek gaan Sherine 'n bietjie vir julle agtergrond gee en 'n bietjie vir julle meer daaroor vertel. My werk is dan nog net om vir julle te sê baie welkom hier by ons en dan in dieselfde asem gaan ek ook sommer net vir julle baie dankie ook sê dat julle julle tyd opgeoffer het en vanmiddag hier is en dat julle die middag saam met ons sal geniet. Dan sal ons ook na afloop van die geleentheid sal daar vir julle ietsie wees om te eet en dan gaan ons natuurlik nog so klein bietjie met van die onderwysers gesels na die tyd. Maar dis vir my regtig 'n groot voorreg en ons is baie trots op hierdie projek en dat julle vandag deel van die ATKV familie is en ek hoop dat elkeen van julle die middag saam met ons sal geniet. Baie dankie. Goeiemiddag almal. So dit is my taak om vir julle te vertel waar die Vriende van Afrikaans binne in die ATKV val. Die Vriende van Afrikaans is nou 14 jaar deel van die ATKV. Dit was eers 'n aparte projek en nou is dit deel van ATKV. En ons doel is leesbemagtiging en hoe om kinders te help om te lees en te leer. Want ons almal weet, sonder lees kan jy nie leer nie. So vandag het ons die Boektrommelprojek waarvan Geraldine gesels het. Dit is spesifiek ons vlaggenskap-projek en uit dit spruit ook voorleesverswinkels en leeskonferensies. En dit is, ek weet ons het al vir julle genooi en van julle was al daar gewees. Wat ons tydens hierdie boektrommels wat ons vandag vir julle wil gee, wil bereik is. Ons het besef dat ons het in die verlede het ons al vir die skole, veral die grondslagfase, het ons al boektrommels gegee. Maar baie keer kom die boeke nie by die graad R-klasse uit nie. Want die graad R-klas is eintlik mos die eerste stappie. Die graad R-klas is waar die fondasie gelê word. Baie van ons kinders, ons het mos nou die graad R-klas, maar baie kinders kom nie van die graad R-klas af nie. Ek is seker baie van julle kry daai kinders wat net van die ouer huis af kom en na die graad R-klas toe kom. So julle wat hier sit vandag is veronderstel om dan daai mylpale vir daai kinders aan te leer sodat hulle skoolgereed kan wees vir die graad 1 juffrou. En dit is soms moeilik as jy nie die nodige gereedskap het nie of resources soos hulle sal sê. Want baie keer het ons gesien dat in 50% van ons gemeenskappe lees die ouers nie vir die kinders nie. Hulle verwag juffrou moet vir die kinders lees. En dit is soms moeilik as juffrou self nie genoeg boeke het nie. Want juffrou sukkel ook. Ons weet boeke is 'n luukse. Boeke is nie 'n basiese, is nie iets wat natuurlik kom of wat in ons, byvoorbeeld in ons begrotings by die skole is nie. So baie keer, waar sit hulle die boeke? In biblioteke. Maar vandag, hierdie trommel soos hy hier staan, is vir die graad R-klasse. So wat gebeur is, kollegas,
ek sal ook, of ons sal ook sê, indien die hoofde of die HOD's vra, dit is om te verdeel tussen die graad R klasse. Nie na die biblioteek toe nie, want hier is speelgoed in. Kyk soos hierdie, dis die ryg, vir die rygvaardighede. En julle kinders het dit so nodig vir die perseptuele ontwikkeling, vir julle sosiale en emosionele ontwikkeling, vir julle fisiese mylpale en die intellektuele ontwikkeling, wat moet plaasvind in die klasse in. So, dit kan ons nie in 'n biblioteek gaan sit nie. Dit moet in 'n klas gebruik word. En dit is die doel, hoekom ons borg. Ons borg is die Hetjan Maree Nasionale Trust. En hulle skenk spesifiek vir skole in Stellenbosch. En dit is hoekom ons spesifiek vir julle as skole in Stellenbosch geteken het, om dit vir julle te kan gee. So, dit is regtig vir ons, dit lê ons na in die hart, om saam met julle vennootskappe te vorm. Ons hoop ons kan meer met julle skole in aanraking kom, en ons hoop julle sal hierdie trommels, sal julle regtig in julle klasse kan aanwend. En ons hoop regtig dat dit tot voordeel van die kinders sal wees. Maar dan moet ons ook net dankie sê vir julle, want julle is die eerste mense met wie die kind in aanraking kom, as hy van sy ouerhuis af kom. Want baie van hulle kom van die ouerhuis af, hulle ken nie 'n juffrou nie, so julle is die eerste juffrouens. Julle is die eerstes wat vir hulle die drukkie gee in die oggend. Hoeveel van hulle kom in die oggend, ek kom vat hy net hier aan jou bene. Dis dalk die enigste drukkie wat hy kry vir die dag. So dit is hoe belangrik julle is vir die kinders. En julle is dalk die enigstes wat hy smile gee vir hy kind. Ons weet nie hoe lyk ons gesinne nie. Ons weet nie hoe lyk ons omstandighede nie. Maar dit is hoekom ons wil investeer in die graad R groepe. Ons begin van onderaf. Ons begin by die fondasie. En ons begin by julle. Ek wil net baie dankie sê vir een en elkeen, en alles wat julle opoffer, en julle toewyding vir ons kinders, en dit wat julle sorg, want hierdie is die eerste stap, en as daar iets verkeerd gaan, in graad R, kan dit dalk 'n invloed hê op die res van sy skolastiese loopbaan. So dit is eintlik hoe belangrik julle as graad R opvoeders is. En daarvoor sê ons vir julle baie, baie dankie. Goeiedag almal, ek is vandag by ATKV. Ek is Elleries Keiser van Idas Vallei Premier, 'n graad R opvoeder. Goeiedag juffrou Keiser. Vertel vir ons, wat beteken die oorhandiging van hierdie boektrommel wat julle vandag ontvang het vir Idas Vallei Premier as 'n skool? Die oorhandiging van die boektrommel, dit is 'n baie groot voorreg dat ons deel is van dit, om dit te kan ontvang, want dit is nie vir almal nie, en ons sal dit regtig baie, ons waardeer dit regtig, want die items in die boeks is nogals baie goed, ek het gekyk en dit is ook duursaam. Vertel vir ons juffrou, hoe gaan die boektrommel by die skool ingespan word? Ons sal die boektrommel wat sal ingespan word, sal ons in die leeshoekie sit, dan ons taal aanbied, sal ons ook van die stories kan gebruik, en dan sal ons dit ook vir die maatjies gee. Ja, die kinders verniel mos maar soms goedjies, maar ons moet daarna kyk van die apparaatjies is eintlik duursaam. So ons sal daarna kyk en ons sal ook laat die kinders mooi daarmee werk, want al die kinders het nie die voorreg om by 'n biblioteek uit te kom nie. Goeiemiddag, ek is Nicola Steenkamp en ek is hier vandag om 'n boektrommel te ontvang van die ATKV en ek is baie opgewonde daaroor. Goeiedag juffrou Steenkamp. Vertel vir ons, wat beteken die oorhandiging van hierdie boektrommel vir julle skool? Dit beteken vir ons verskriklik baie, want ons kinders kom uit minder bevoorregte omstandighede uit en ek dink hulle sal dit so baie waardeer, omdat hulle nie altyd die geleentheid kry om na biblioteeks toe te gaan of die finansies het om self boekies te koop nie, dat hulle dit in die klasse kan gebruik en hulle sal dit so baie geniet. Die boektrommel gaan in ons skool gebruik word deur pauses die kinders leesgroepies te begin, stories vir hulle te lees,
hulle deel te maak van 'n storie en hulle die prentjies te wys en die karakters te wys en hulle deel te maak en ek dink hulle gaan baie opgewonde wees daaroor. Goedemiddag allemaal, ik is Nicolien Martin, ik is van Joostenberg Primair en ons is vandaag bij ATKV in Stellenbosch om ons boektrommel te ontvangen. Juffrou Nicolien, wat beteken die oorhandiging van hierdie boektrommel vir julle skool? Ons is bevoorrecht om vandaag hier te kan wees om die boektrommel te kan ontvangen. Ons leerders komen uit 'n omgewing waar boeke nie deel is van hulle alledaagse lewe nie. So om verskillende boeke in die boekhoekie te hê wat kleurvol en prentryk is, gaan hulle net meer selfvertroue gee om dan self na die boekhoek te gaan en hulle boekie te kies om te lees. En hoe gaan julle die trommel by die skool aanwend of gebruik? Ek dink ons skool van graad R tot graad 7 kan baat vind by hierdie boektrommel, omdat ons leerders in die skool het wat uitdagings het met lees op hulle graadvlak. So enige onderwyser kan dan daardie spesifieke leerder na ons klasse toe stuur om vir hulle boekie te kom haal om hulle lees te verbeter. Goedemiddag allemaal. Ik is Janine van Kerwel van Kelmo. Ik is bij PC Peterson Primair in Kelmo. En vandaag is ik bij ATKV kantore om ons boektrommel te komen optellen. Baie dankie. Juffrou Janine, wat beteken die oorhandiging van hierdie boektrommel vir julle skool? Ach, Geraldine, vandaag het ik je woorden nie. En woorden is te min. Vandaag het ik een besonderse dankbare hart. Van ons school het so 'n groot behoefte aan boeken. En dit is regtig net 'n aanwinst vir graad R. En ons is ATKV ewig dankbaar dat hulle aan ons gedink het met die boeketrommel. Baie, baie dankie. Ons waardeer dit opreg. En dan wil ek ook weet, hoe gaan die boektrommel by die skool ingespan of gebruik word? Ons gaan dit elke dag gebruik. Ons gaan dit implementeer in ons aktiwiteite. Ons het rotasieaktiwiteite elke dag. Ons gaan dit erf. So ons gaan dit by alles inbring. Ons gaan by die wiskunde inbring. So ek sien daar is krale in die boks. Ons gaan patrone maak daarmee. Ek sien daar's legkaarte gaan ons ook bou. En ek sien daar is ook wilde diere of ja, die renosters en so. Ons gaan dit gebruik vir ons tematafel. Die kinders kan prentbespreking gaan doen. Hulle kan dit fisies gaan haal. Konkrete apparaat en ons kan daaroor praat. So ons is baie bly daaroor. En dan is daar ook ons storytyd. En ons huistaalaktiwiteite waar ons gedeelde lees inbring. So in ons boekarea gaan ons elke dag sekere boekies uitpak. Maatjies kan dit prent lees en dan gaan ons terug op die mat en nou gaan ek vir hulle vra, waarvan het julle die meeste van gehou? Waaroor gaan die boekie? En dan gaan ons by ons sitplekkie sit en dan gaan hy vir my teken of hy gaan dit met klei maak. Wat was sy beste gedeelte vir hom van hierdie boekie? So ons gaan dit elke dag gebruik en ons gaan ons kindertjies net meer ontwikkel in Afrikaans en hulle woordeskat gaan so lekker uitbrei met al hierdie lekker boekies wat julle vir ons kom gee het. Ons is so baie dankbaar. Baie dankie dat julle aan ons gedink het, ATKV. Goeiedag, ek is Sherin Krots. Ek is 'n projekorganiseerder by die Vriende van Afrikaans wat deel is van die ATKV. Sherin, watter reaksie kry julle van die kinders wanneer hulle so 'n magtom boeke sien? Die reaksie van die kinders verstom ons sommige keer. Die kinders is nie altyd gewoond om so baie boeke te sien nie. In een trommel kan daar tussen 80 tot meer as 90 boeke wees. So dit beteken dat dit is 'n verskriklike klomp boeke en die kinders is nie gewoond dat daar in hulle klaskamers of in die skool of tot hulle beskikking soveel boeke is nie. So hulle is baie opgewonde. Die opvoeder self is ook altyd baie opgewonde. Wat is die lekkerste deel van die VVA se werk? Die lekkerste deel van die VVA se werk is om te weet dat jy 'n verskil kan maak. Alles het net een kind, alles het net een opvoeder vir wie jy bemagtig. Dit is soos om my liggie te sien wat in hy kind se oë aangaan. So dit is vir my die lekkerste gedeelte as ons weggaan van 'n skool af, kan ek sien dat iewers gaan ons 'n verskil maak. Alles het nie vandag nie, alles het nie môre nie, maar wel in die toekoms. Wat is jou gunsteling kinderstorie en watter een is die kinders se gunsteling? My gunsteling kinderstorie is deesdae die wolf en jakkal stories wat nou weer na vore tree.
Dit is vir my altyd so lekker om te sien hoe die kinders, veral wolf en jakkals, geniet. Hulle ken nie die jong kinders ken nie vir wolf en jakkals nie. En ons het natuurlik groot geword met wolf en jakkals. Die boek wat die kinders se gunsteling boek is Simon staan sy man deur Wendy Martins. En dit is vir my ook so 'n lekker boek omdat dit verskeie temas bevat. Simon gaan deur baie ongelukkige tye en dit is vir ons kinders ook baie deesdae wat gebeur met hulle. Simon se maatjie verhuis, Simon se hondjie word omgery en Simon word nie na 'n partytjie toe genooi nie. So Simon gaan maar deur moeilike tye en dan gebeur daar iets wat vir Simon regtig waar weer gelukkig maak. So in hierdie boek sien kinders dat soms gaan dit swaar, maar daar is altyd 'n gelukkige einde. Of soms gebeur daar 'n gelukkige einde. En wat ook vir my lekker is om te sien hoe die kinders hulle geniet, want op die einde van die dag is Simon iemand wat opstaan vir 'n boelie. En ons weet dat boelies deesdae baie voorkom in ons skool. Goeiedag, ek is Geraldine van der Merwe, projekbestuurder by die Vriende van Afrikaans. Die Vriende van Afrikaans is 'n afdeling van die ATKV en ons is baie bevoorreg om deel van so 'n dinamiese organisasie te wees. Geraldine, vertel asseblief meer oor die boektrommel oorhandigings. Wat is in die boektrommels en aan wie word dit oorhandig? Die boektrommelprojek se doel is dat ons wil verseker dat kinders so vroeg as moontlik blootgestel word aan lekker en geskikte leesboeke, sodat ons 'n liefde vir lees kan kweek en ontwikkel by kinders. So die boektrommel bestaan uit 'n hele paar komponente, waar een daarvan is storievoorlesing. So ons gaan dan uit na skole toe saam met die oorhandiging. Ons gaan lees vir die kinders 'n storie voor, maar dan doen ons ook wat ons noem boekopvoeding. So ons leer vir kinders hoe om met boeke te werk, wat doen 'n mens met 'n boek en wat dat jy dan ook nou nie met 'n boek doen nie. Saam met die boektrommel oorhandiging bied ons ook baie keer by skole 'n voorleeswerkswinkel aan en dit is dan ook vir ouers, fasiliteerders, mense wat met kinders werk, om vir hulle meer te vertel oor die belangrikheid van voorlees en hoekom ons vir kinders moet voorlees so vroeg as moontlik. En dan wat ons saam met die voorleeswerkswinkels ook doen, ons doen natuurlik leeskonferensies en hierdie leeskonferensies kry ons dan kundige mense wat oor spesifieke temas praat om onderwysers in die klasse te ondersteun. Byvoorbeeld, ons sal praat oor die belangrikheid van boeke en voorlees, ons sal praat oor inklusiwiteit in die klaskamer, ons sal gewoonlik dan ook 'n motiveerder spreker hê, sodat onderwysers ook kan verstaan dat hulle in hulle self moet belê en hulle self moet omsien voordat hulle die beste vir die kinders kan wees. So ons werk landwyd met hierdie projek, sodat ons kan seker maak in skole dat daar wel boeke vir die kinders is, omdat ons weet hoe belangrik dit is dat kinders toegang het tot boeke om 'n liefde vir lees te ontwikkel. Ek dink die boektrommel oorhandiging is 'n baie belangrike werk by die Vriende van Afrikaans, omdat hierdie boeke, spesifieke boeke wat in die trommels is, verpak word deur Biblioneef en Pinelands, wat spesifieke temas aanspreek. Byvoorbeeld, ons kyk na die emosies, verskillende emosies. Ons kyk na goed wat relevant is in kinders se lewens, maar ook die belangrike ding wat ons agtergekom het in die verlede, het die Vriende van Afrikaans baie keer boektrommels, ons het dit destyds nog met die poskantoor gestuur na skole toe, waar ons nie kon uitkom nie, en ons het baie vinnig besef, die persoonlike kontak met skole en die feit dat ons in 'n klaskamer of by 'n skool inbeweeg en met die kinders praat en die onderwysers praat oor die feit dat kinders moet toegang hê tot die boeke, sodat die boeke benut kan word en daar 'n liefde ontwikkel moet word. Dit is van die kerngoed hoekom hierdie oorhandiging so belangrik is. En dan natuurlik ook om te sien die reaksie van baie kinders wanneer hulle hierdie trommel sien met die klomp boeke in. En by baie skole vra die kinders byvoorbeeld, so bly dit hier, is dit ons sin, daai opgewondenheid en die verskil wat 'n mens maak, saam met dit het ons begin agterkom dat dit is 'n opvoedingstaak. So ons moet hierdie trommels by skole gaan oorhandig sodat hulle kan verstaan waarvandaan dit kom en dan ook wat die waarde van hierdie boeke is. Watter terugvoer kry julle by die skole waar die VVL boektrommels oorhandig het en werkswinkels aangebied het? Oor die algemeen is die skole regtig baie positief en baie dankbaar.
Ek dink ons het al by skole gekom waar mense indruk gekry het dat dit nie nodig is om vir hulle boeke te gee nie, maar dan is dit juis by daai skole waar daar boeke is wat baie ou boeke wat glad nie relevant is nie, wat kinders glad nie lees nie of 'n liefde by hulle gaan ontwikkel om te lees nie. So die skole oor die algemeen sal vir jou sê hulle het geld vir baie ander goed, maar daar is nie altyd geld vir boeke nie. So die terugvoer van die skole is regtig baie positief en onderwysers sal vir jou sê wat hulle nou gaan doen en hoe hulle dit gaan doen en hoe dit gaan aanpas by die temas wat hulle gebruik. Dieselfde natuurlik ook met die werkswinkels. Ek dink onderwysers stap daar uit en hulle sê, ja, so as ons net dit geweet het of nou verstaan ons hoekom kinders byvoorbeeld nie lees nie of hoekom daar leesuitdagings is en goed maak vir hulle dan baie keer sin as ons hulle klaar besoek het. So dit is vir ons lekker om te sien die verskil en die waarde wat ons kan toevoeg tot die opvoeding.